Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Matteus 26, verse 36 tot 46. Jesus in Getsemane. Om hierdie gedeelte ten volle te begryp, moet ons die konteks rondom dit verstaan. Die gebeurtenis vind plaas in die laaste dae voor Jesus se kruisiging. Hy het pas die laaste avondmaal saam met sy disippels geniet, en hulle het gepraat oor liefde, verraad en die totstandkoming van 'n nuwe verbond. Na die ete, lei Jesus sy disippels na die tuin van Getsemane, 'n plek waar hy dikwels gebid het. Nou Getsemane beteken olyfpers, en dit was letterlik die geskikte plek vir Jesus, om die druk en angs wat voorlê te hanteer. Hy neem van sy disippels saam, en hy deel sy emosies met hulle, en gaan dan alleen om te bid. Jesus het op sy aangesig neergeval en gebid, en dit is vir ons 'n bewys dat hy in totale nederigheid en respek die Vader aangeroep het. Jesus se gesprek met Abba Vader is spesifiek. Hy het geweet dat hy binnekort God se oordeel vir die sondes van die mensdom aan die kruis sou moes dra. En hy het gevra, as daar 'n moontlike manier is om dit te vermy, dat hy dit kan vermy. Nou Jesus het sy versoek aan onderwerping verbind. In dieselfde asem as wat hy 'n beroep aan die Vader gemaak het, kies hy om die wil van die Vader te doen. Omrede Jesus so toegewyd was aan die Vader, kon hy sy emosies op sy stoot, om totaal en al God se wil te doen. Wat opvallend is dat Jesus nie net 1 keer die gebed bid nie, maar 3 keer. 3 maal bid hy dieselfde gebed. Dit is nie dat Jesus gedink het God hoor hom nie, maar dit was sy manier om sy geestelike en emosionele las met God te deel. Filippense 4 vers 4 tot 7 moedig Paulus die aan wat angstig is, om hul gedagtes en gevoelens met God te deel, sodat hul bekommernisse hul nie oorweldig nie. In vers 40 sien ons dat ons eintlik so geneig is om moeg te raak, veral tydens geestelike stryd. Nou alhoewel die disippels saam met Jesus gewandel het, en al die wonderwerke en lerings gesien het, kon hulle nie eers vir 'n enkele uur wakker bly, toe Jesus hulle nodig gehad het om saam met hom in te tree nie. Nou kom Jesus en hy spreek dan vir Petrus aan, moontlik omdat hy geweet het dat Petrus sou val. Jesus moedig die disippels aan om waaksaam te wees en te bid, sodat hulle nie deur hul sondige begeertes in versoeking gebring word nie. Nou wanneer ons tyd in die woord deurbring, voed ons geesmens. En in Matteus 12 vers 34 lees ons dat die mond spreek uit die oorvloed van die hart. Ons gees kan dus die Here alle tye verheerlik, as ons hart met die woord van die Here vul. Al mag ons liggaamlik moeg wees, kan ons innerlike altyd die Here verheerlik. Vers 45. Nadat Jesus vir die 3de keer teruggekeer het, was hy kalm en vasbeslote. Alhoewel die disippels nie kon wakker bly nie, maak Jesus hulle nou wakker en sê, dat daar nie meer veel tyd oor is nie. Want hy was bewus daarvan, dat Judas wat hom verraai het, saam met diegene wat hom sou arresteer op pad was. Jesus het nie paniekerig rondgehardloop, of probeer ontsnap nie, maar hy het opgestaan om vir Judas te ontmoet. In hierdie gedeelte het Jesus die belangrikheid van gebed kom demonstreer. Hy het nie net blindelings voortgegaan nie, maar hy het tyd geneem om met God te kommunikeer. Jesus is nie net bereid om oor te gee aan God se wil nie, maar hy toon ook dat selfs die sterkstes onder ons
ondersteuning nodig het in tye van innerlike stryd. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.